Jy luister na Klankkoerant so 9 minute na 7. Die Vryheidsfront Plus veroordeel die gewelddadige plaasaanval op Jan en Elna Duje van 'n Skikfontein buite Heidelberg. 5 gewapende en gemaskerde aanvallers het die egpaar Dinsdag aand in hulle huis oorval. Die party beklemtoon dat plaasaanvalle nie gewone misdade is nie, maar doelgerigte wrede oortredings en dat die regering se nalatigheid op landelike veiligheid 'n ernstige bedreiging vir gemeenskappe en voedselprodusente inhou. Die Vryheidsfront Plus eis 'n daadwerklike veiligheidsplan vir landelike gebiede. Ons kry meer besonderhede by Jaco Mulder, provinsiale leier van die VF Plus en lid van die provinsiale wetgewer in Gauteng. Jaco, goeiemôre, dankie vir jou deelname. Dankie, goeiemôre Susan. Hoe het die polisie tot dusver op hierdie spesifieke aanval gereageer en dink jy die ondersoek is voldoende? En ek wil daarby saamvra, hoe gaan dit met die egpaar? Wel, kom ons begin by die laaste gedeelte. Die egpaar is uiteraard nog in die hospitaal, soos wat ons verneem. Die man is in sy nek geskiet en sy vrou Elna in die gesig aangeraand waar sy prosedures ondergaan. Die aard en die spesifieke erns daarvan weet ons nie. Die polisie het wel reageer wat goed is, maar is ongelukkig te laat. Ons sit met hierdie situasie dat op die 16de Maart byvoorbeeld in buite Western Area was daar ook 'n plaasaanval. En iets wat vir my uitstaan is in beide hierdie gevalle is daar ontsettende uitermate geweld betrokke. Meneer Adrian Vos is op die 16de Maart 5 keer geskiet en sy hele plaashuis is afgebrand. In hierdie geval is Elna dan nou ernstig verskoning aangeraand en is haar man Jan geskiet. En hulle huis is geplunder, plafonne uitgeruk. Met ander woorde, hierdie mense het gewelddadig opgetree en hulle definitief gekom met 'n plan. Dit is uiteraard nie gewone misdaad nie. Wat is die VF Plus se mening oor die regering se hantering van landelike veiligheid in die breër konteks van plaasaanvalle en moorde en dat dit nie 'n prioriteitsmisdaad geklassifiseer word nie? Nou luisteraars sal onthou dat jare gelede onder leiding van destydse minister Lakota, minister van verdediging was, die kommandostelsel afgeskaf wat eintlik verantwoordelik was en baie suksesvol ook vir landelike veiligheid. Daar sou toe nou deur die polisie hierdie ruimte betree word. Dit het nooit eintlik gebeur nie. Ons weet almal dat die polisiestasies is onderbeman. En dat daar heel wat korrupsie in die polisie is. Daar's uiteraard baie goeie polisiemanne ook, maar dit is onvoldoende. En soos plaasgemeenskappe, landelike gemeenskappe, in hierdie geval dan nou in Gauteng spesifiek, baie aangewese op hulle self om betrokke te wees by hulle eie aktiewe misdaadvoorkomingsaksies. Net laastens, Jaco, indien daar nou nie 'n politieke wil dan nou bestaan of daadwerklike veiligheidsplanne vir landelike gebiede is nie, watter spesifieke druk kan verder uitgeoefen word op nasionale en ook provinsiale owerhede om landelike veiligheid en gevolglik voedselsekerheid te verbeter? Maar ek dink die druk op die regering is enorm van partye soos die VF+ en ander oppositiepartye wat ook met ons saamwerk, wat 'n goeie ding is. Daar's groot internasionale druk. Ons sien selfs dat hierdie onderwerp in die FSA tot in die Withuis oor gepraat word. Ons kyk na die ad hoc komitee in die parlement op die oomblik wat deur die KwaZulu-Natal polisie generaal aanhangig gemaak is, ondersoeke en die getuienis rondom dit. Met ander woorde, daar's 'n geweldige kollig en druk op die bestaande regering om op te tree wat 'n goeie ding is, maar intussen soos ek gesê het, moet ons gemeenskappe en ek self is blootgestel met 'n plaas op Hekpoort. Mens moet sekere gebeurlikheidsplanne in plek stel en uiteraard in beide hierdie gevalle het die plaaseienaars ongelukkig na buite gegaan toe die honde geblaf het. Mens moet werklik waar voorbereid wees, bedag wees en soos ek gesê het, georganiseerd in jou gemeenskap optree. In samewerking met die polisie natuurlik, totdat hierdie druk op die regering uiteindelik vrugte afwerp. Baie dankie, Jaco, dat jy met ons gesels het vanoggend. Mooi dag en sterkte vir jou ook. Dankie, selfde dan. Ek het gesels met Jaco Mulder, provinsiale leier van die VF+ en lid van die provinsiale wetgewer in Gauteng oor die onlangse gewelddadige plaasaanval en dit is daar buite Heidelberg.